Jy kan julle Bybels oopmaak by Romeine hoofstuk 14. Ons begin in die laaste, of vir die volgende paar weke, 'n reeks spesifiek oor hierdie selfde tema. Dit was eintlik 'n vreeslike moeilike ding om te besluit, hoe gaan ek dit doen? Daar's te veel om in een preek te preek. Ek sou dit seker kon doen as ek moes. Maar die onderbreking van dit is baie moeilik. So, Paulus praat hier oor uitdagings in die gemeente waarin gelowiges van mekaar verskil, en dis sy tema al die pad van Romeine hoofstuk 14 vers 1 tot en met 15 vers 13 rondom. So vanoggend kyk ons na die eerste deel daarvan. Romeine hoofstuk 14 vers 1 tot en met vers 12 tot vers 13. Vers 13 gaan ons nie regtig vanoggend hanteer nie, ons sal hom volgende week hanteer. Maar ek dink dit was belangrik vir die konteks dat ons dit moet insluit. Romeine 14 vers 1 tot en met vers 13. Neem hom aan wat swak is in die geloof. Nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet. Maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, doen hom wat nie eet nie verag nie. En hy wat nie eet nie, moet hom wat eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo 'n ander, die ander ag alle dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. En hy wat die dag aanneem, neem dit aan tot eer van die Here, en hy wat die dag nie aan waarneem nie, neem dit waar tot eer van die Here. En wie eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet tot eer van die Here, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie, want as ons leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor die dode sowel as die lewende te heers. Maar waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer om nie jou broeder vir jou broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Sover die geleesde gedeelte. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help, dat ons sal begryp en sal leer, né? Dis uiteindelik die doel van die skrif. Die doel van die skrif is nie om vir ons te vertel vanoggend van mense wat nie vleis eet of daaronder hou nie. Dit gaan uiteindelik oor wat wil die Here vir my en vir jou leer binne die konteks waarin ons onsself bevind as Christene. So kom ons bid dat die Here vir ons ook sal lei in dit. Here, u woord is waar en u woord is vir u kinders. Dis vir ons om te leer wat u wil is in die omstandighede waarin ons onsself bevind. Dis vir ons om te weet wat is dit
wat ons moet doen om U te behaag. Dis ook om vir ons te wys, Here, waar ons verkeerd gaan. En daarom is dit ook om ons reg te wys op dit waar ons nie reg optree nie. Maar Here, help ons, dat ons hulle sal wees wat sal lewe, of ons lewe of ons sterwe, ons doen dit tot eer van die Here. Mag dit wees, Here, dat ons begeerte is om ooreenstemmig met U woord op te tree, want as ons ooreenstemmig met U woord optree, dan tree ons volgens U wil op en vir U eer. Ek bid, Here, help ons hierin en lei ons in die waarheid, ook vanoggend. Amen. Mense verskil van mekaar en selfs Christene verskil van mekaar en hier in die kerk verskil ons van mekaar. Een van die dinge waaroor sommige van ons verskil in die kerk is oor die eskatologie, die leer van die einddinge. Maar daar is nog baie ander dinge waaroor Christene verskil. Een voorbeeld is die doop. Meer onlangs is daar heelwat gesprekke gewees, weer eens oor die datum van Kersfees en die datum van Paasfees. En nog meer onlangs as dit het iemand weer vir my gevra, nie een persoon nie, 'n paar, gaan ons op Geloftedag 'n diens hou. Wat ek probeer sê is dat dit is moontlik om 'n Christen te wees en oor nie fundamentele sake van die geloof te verskil. En Paulus het in sy dag ook sulke geskille gehad, en dis spesifiek wat hy hier vir ons in ons teks uitbring, en deel van die rede hoekom daar in Paulus se dag verskille onder Christene was as gevolg dat sommige van die bekeerlinge was uit die heidene, en sommige van hulle was uit die Jode. En so sommige Jode, nie al die Jode nie, dis belangrik dat ons dit verstaan, dat sommige van die Jode het aangedring op sekere feesdae, om dit te onderhou. En sommige van die Jode, weer eens nie almal van hulle nie, het geweier om vleis te eet, omdat hulle gevrees het, dat dit aan afgode geoffer is. En so dis die saak wat Paulus hier aanspreek in Romeine hoofstuk 14 en 15, maar wat ek wil hê ons moet verstaan, dis nie 'n probleem wat uniek is aan Rome nie. Want Paulus bespreek hier dieselfde saak in 1 Korintiërs, hy bespreek hier dieselfde saak in Galasiërs en in Kolossense ook. En dis belangrik dat ek dit noem, want in Rome, sowel as in Korintiërs, het dit duidelik nog nie ontwikkel tot 'n evangelie kwessie nie. Dis nie 'n saligheidskwessie. In Galasië en Kolossie het dit wel op daardie punt bereik waar dit 'n saligheidskwessie geword het. Sodat in een gemeente hy gesê het, hy besorgd is dat sommige die geloof versaak het. En in die ander geval waar hy sê, hy is nie seker dat daar het nie, maar dit is dalk 'n moontlikheid dat sommige die geloof versaak het. Hoe dit ook al sy, hier in Rome was dit nie die geval nie. Maar dit is belangrik dat ons dit sal verstaan. Hoekom is dit belangrik dat ons dit kan verstaan? Dit is so dat Christene mag van mekaar verskil oor nie fundamentele kwessies. Maar die gevaar is altyd dat daardie nie fundamentele kwessies uiteindelik fundamentele kwessies kan word. En so ons moet teen onsself waak dat ons in die geloof bly staan in die dinge wat ons glo. Maar die ander kant is ook waar, dat wanneer dit nog nie 'n fundamentele geloofskwessie geword het nie, moet ek en jy as gelowiges nie die ander verag of veroordeel nie. Want wat hy doen hy tot diens van die Here. En wat hy doen hy tot eer van die Here. En so terwyl dit so is, aan die een kant dat ons oor fundamentele sake in die geloof nie mag verskil nie. Ek sê dit weer, as gelowiges kan ons nie die fundamentele waarhede van die geloof versaak en sê ons is nog Christen nie. Is daar nie fundamentele kwessies waarin ons van mekaar kan verskil, en dan het ons nodig om in liefde teenoor mekaar op te tree. En dis Paulus se hele punt oor die volgende paar weke vir ons, Romeine hoofstuk 14 vers 1 tot 15 vers 13, gaan hy na sulke kwessies kyk in die gemeente in Rome.
En ek dink dis geweldig behulpsaam vir ons om te besin oor die manier hoe ons optree teenoor Christene wat van ons verskil. Ek dink dis belangrik dat ons 'n Bybelse gesindheid sal hê wanneer dit kom by mense wat van ons verskil. En so ons kyk vanoggend dan na Christelike vryheid en dis 'n oproep om medegelowiges wat van jou verskil te aanvaar. En hier's die 3 redes wat ons teks vir ons gee, hoekom ek hulle moet aanvaar. Eerstens, aanvaar hulle want God aanvaar hulle. Vers 1 tot 3. Aanvaar hulle want God aanvaar hulle. Luister wat sê vers 1. En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. So wat sê Paulus? Hy sê, daar is sekere mense in die gemeente, hulle is, ek noem hulle swak, sê Paulus. En wat beteken dit? Hulle is swak in wat? In die geloof, sê Paulus. Beteken hulle is ongeletterd, hulle is ongeleerd of onvolwasse in die sake van geloof. Dis belangrik dat ons sal verstaan dat hierdie wat swak is die minderheid in die gemeente. Die meerderheid in die gemeente is sterk. Dit gaan later in die teks nog meer duidelik word. Maar die gevolg is nou, dat hulle wat sterk is, sien neer op hierdie wat swak is. Maar die ander kant is ook waar, en dit sien ons ook in ons teks, dat die wat swak is, bevraagteken nou die geloof van hulle wat sterk is. Want hulle doen nie wat ek doen nie. Hulle wil nie daai dinge doen wat vir my belangrik is nie. Hulle doen dinge wat ek nooit sal doen nie. En so die gevolg is, daar's veroordeling na albei kante. Hulle sien neer op mekaar, omdat hulle van mekaar verskil. Maar die oproep in vers 1 is aan die wat sterk is, en sê Paulus, jy moet die wat swak is aanneem. Nou hierdie woord aanneem is eintlik 'n geweldige gelaaide woord, die Griekse woord wat hier vertaal word. Dit beteken nie net ek aanvaar jou maar net nie. Dit beteken nie ek aanvaar jy is nou maar hier saam met my, of ek aanvaar jy verskil nou maar van my nie. Nee, dis dieselfde woord wat Paulus gebruik in Filemon hoofstuk 1. Ek sê Filemon hoofstuk 1, hy het net een hoofstuk. Filemon hoofstuk 1 vers 17, dan sê hy vir Filemon, jy moet Onesimus, moet jy aanvaar, soos asof ek Paulus self na jou toe gekom het. Dis dieselfde Griekse woord. Dieselfde Griekse woord word deur Jesus gebruik in Johannes hoofstuk 14 vers 3, en hy sê, dis die manier hoe hy ons as gelowiges sal aanneem of ontvang wanneer ons in die ewige heerlikheid ingaan. So verstaan nou net vir 'n oomblik wat sê Paulus hier. As hy sê ons moet die swak broer aanneem, dan sê hy ons moet hom aanneem soos wat Jesus ons eendag sal aanneem. Moet ons hom aanneem soos wat Paulus vir Filemon sê om Onesimus aan te neem, asof dit Paulus self is. Sonder enige voorbehoud, as 'n ware, volwaardige broer en suster in die geloof. En sê vers 1b dan, hulle moet aangeneem word nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Nou dis eintlik baie hartseer hier, want dis 'n ongelukkige vertaling. Die bedoeling is nie net, dit praat nie oor my gevoelens of jou gevoelens nie. Paulus is nie besig om te sê, wel, ek wil nou probeer om sy gevoelens te spaar. Die Griekse woord beteken eintlik innerlike worsteling of innerlike stryd. So, nie om sy innerlike stryd, sy innerlike worsteling te oordeel. So dit gaan nie net oor sy gevoelens spaar nie, dit gaan nie oor, wel hy dink anders, hy voel anders as ek nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan hier oor iemand wat 'n intense skrifstudie gedoen het, 'n worsteling in sy stryd het, as gevolg van dit wat die skrif leer. Hy het 'n innerlike worsteling wat dit vir hom onmoontlik maak om anders te glo as wat hy glo. Hy het 'n Bybelse oortuiging dat dit wat hy glo is reg.
En weer eens, soos ek sê, dit gaan hier oor nie fundamentele sake, waarin hy as 'n gelowige tot 'n ander oortuiging gekom het as wat jy glo. En Paulus noem dan die eerste van daardie dinge waarin dit nou 'n probleem in die gemeente was, noem hy dan daar in vers 2, en dit gaan oor die eet van vleis. Sommige het die geloofsoortuiging gehad, dat hulle mag nie vleis eet wat aan afgode geoffer is. En ons weet die Ou Testamentiese wet het dit geleer. En so die Jode was angstig, hulle was oortuig in hulle geloof, hulle mag nie vleis eet wat aan afgode geoffer is nie. En nou kom hulle met die probleem, dat hulle gaan na die mark toe in Rome, en hoe weet hulle of daai vleis aan afgode geoffer is of nie? Niemand kan vir hulle sê nie. En so wat maak hulle? Ons weier, ons gaan niks vleis eet. En ander het geen geloofsbesware gehad oor die eet daarvan nie. Hulle het geëet sonder om te dink, of te bekommer wees oor die feit of dit al afgode of offer is of nie. En nou sê Paulus in vers 4, dit sou verkeerd van jou wees om daai persoon te verag wat anders dink as jy. Om daardie persoon te oordeel wat anders dink as jy. En die antwoord en die rede hoekom dit verkeerd is, en dis belangrik, hierdie is baie belangrik. Die rede hoekom dit verkeerd is om te oordeel of ander te verag omdat hulle anders dink as jy, is nie omdat almal die reg het op hulle eie opinie. Dis nie die rede nie. En die rede is ook nie, om postmodernisties te dink, die rede is ook nie, dat almal is reg. Hy is reg, en ek is reg, en my reg en sy reg is net verskillend. Dis nie die antwoord nie, dis nie die rede. Die rede is ook nie, dat die Bybel laat toe vir twee verskillende sienings nie. Dis ook nie die rede. Nee, broer en suster, ons moet verstaan dat een van hierdie broers is verkeerd en die ander broer is verkeerd, is reg. Dis 'n feit soos 'n koei. Een van die twee is verkeerd en een van hulle is reg. Maar hierdie is nie 'n saligheidskwessie nie en albei verskil en redeneer vanuit 'n goeie eksegetiese studie van die skrif. Die doop is daardie voorbeeld. En ek kan nog ander ook noem. Albei kom op grond van goeie Bybelse eksegese by hulle standpunt uit. Ek wil weer benadruk, dit gaan nie hier oor een persoon se opinie teen 'n ander persoon se opinie. Dit gaan hier oor geloofsoortuiging op grond van skrifstudie. Op grond van goeie behoorlike eksegese. En dan, sê Paulus, as broers van mekaar verskil, vers 1, moet ons hom aanneem. Hoekom? Vers 3b, God het hom aangeneem. Ons moet hom aanneem, want vers 3b, God het hom aangeneem. Hierdie is nie 'n ongelowige. Hierdie is 'n ware gelowige wat van jou verskil as gelowige oor 'n nie fundamentele saak in die skrif. Hy is 'n gelowige en daarom het God hom aangeneem, vers 3b, en daarom, omdat God hom aangeneem het, mag jy hom nie verag of veroordeel nie. En ek noem 'n paar voorbeelde. So belangrik soos wat die doop vir ons as baptiste is, dis in ons naam. So belangrik soos die doop vir ons as baptiste is, mag ons nie hulle wat kinders doop verag of oordeel nie. So belangrik soos wat die gereformeerde leer vir my en vir jou is, so belangrik is dit dat ons nie hulle wat Arminiaans is, moet verag of oordeel nie. So belangrik soos wat sekere Kersdae of feesdae vir ons mag wees, so mag ons nie oordeel oor hulle wat dit nie belangrik ag nie, en andersom. Het gaan nie oor kos of dae nie. Hierdie is nie fundamentele kwessies waarin beide gevalle vanuit 'n Bybelse perspektief van mekaar verskil. Dit beteken nie albei is reg nie. Een van die twee is reg. Een van die twee is verkeerd. Dit beteken nie die Bybel laat albei gevalle toe nie.
maar is nie fundamentele sake waarin gelowiges op Bybelse gronde van mekaar verskil. So dis die eerste rede hoekom ons hulle moet aanvaar. Ons moet hulle aanvaar want God aanvaar hulle. God het hulle aangeneem, so daarom neem hulle aan. Tweedens, aanvaar hulle want Christus is hulle Here, vers 4 tot vers 9. Aanvaar hulle want Christus is hulle Here. So die een rede is God het hulle aangeneem, daarom neem hulle aan. Tweede rede is Christus is hulle Here. En so weer is dit duidelik hier, broer en suster, ons praat nie hier van ongelowiges wat in die kerk inkom en selfs hulle self voordoen as Christene. Ons praat hier van ware gelowiges wat verskil oor nie fundamentele kwessies, waarin beide gevalle, en dis net so belangrik, beide gevalle hulle redenasie voer op grond van gesonde Bybelse eksegese. So is nie maar net ek kom tot daai konklusie en ek het nou so besluit. Maar vers 4 praat hier van 'n huisknegt en sy heer. Nou, dis nie eintlik duidelik uit die Grieks op Paulus hier verwys. Dit gebruik as 'n illustrasie om te verwys na, soos wat julle weet in Rome, sommige knegte, sommige mense het slawe gehad en daai slawe, jy kan nie na 'n ander ou se slaaf toe gaan en vir hom sê wat om te doen nie. So is dit wat Paulus hier doen, gebruik hy dit as 'n illustrasie of sê hy net letterlik presies wat hy uiteindelik in elk geval sê, is dat ek en jy het nie die reg om te oordeel oor die wat die Here se is. Jesus is al die Here, ek en jy is nie. Dis implikasie van dit wat Paulus hier sê. Wat dit nog moeiliker maak hier is dat daar nou 'n teksverskil. Julle sal sien die ou Afrikaanse vertaling wat ons gelees het sê God is magtig om hom staande te hou. Ander vertalings sê die Here is magtig om hom staande te hou. Nou dit klink na 'n baie klein verskil. Is dit nou God of is dit die Here? Maar dit kompakteer die hele gedagte van praat hy van die Here in die eerste deel van die vers, bedoelende Jesus Christus, of bedoel hy maar net as 'n meester en sy slaaf. Maar die punt is dat ek dink die konteks vra dat dit moet wees die Here, nie soos ons vertaling vertaal nie, maar soos wat meeste van die meer behoudende vertalings dit wel doen. So die res van die konteks dink ek maak dit duidelik dit moet wees die Here. Hou hom staande. Nou, wat bedoel hy wanneer hy sê die Here hou hom staande? Sy punt is, ek en jy mag nie 'n ander gelowige oordeel nie, want Christus is sy Here. Christus hou hom staande. Met ander woorde, sy hoop, daai persoon se hoop, sy verlossing, is nie gebaseer op sy opinie oor dit waaraan hy van jou verskil nie. Sy hoop, sy verlossing is vas in Jesus Christus, net soos jou. Die Here sal hom staande hou, as hy dan verkeerd sou wees. Want dis nie 'n fundamentele saak in die geloof nie. Dis Christus wat sy hoop en verlossing is, nie sy opinie oor kos of oor daan. En dit bring Paulus dan by die tweede van sy argumente daar in vers 5. Die tweede van sy argumente is, dit gaan oor die onderhouding van daan. En dis duidelik praat dit hier oor die Joodse feesdae. En volgens Galasiërs hoofstuk 4 vers 10 en ook Kolossense 2 vers 16, was daar nog talle van die Jode wat hierdie feesdae gehou het. Nie al die Jode nie, want Paulus self sluit homself hierby uit. Paulus het nie die Joodse feesdae onderhou nie. So dit was nie al die Jode het die feesdae onderhou en al die heidene het nie onderhou nie. So dit was nie 'n rasse kwessie hierin. Daar was sommige van die Jode wat nog daaraan vasgehou het om die Joodse feesdae te hou, ander het dit nie onderhou nie. En natuurlik die heidene het nie onderhou ook nie. En so wat eintlik gebeur is, sommige van die mense het party dae hoër of heiliger geag as ander, terwyl ander mense alle dae gelyk gehou het. Maar hier is die belangrike ding. Of jy nou sommige dae meer heilig ag as ander, en of jy alle dae gelyk ag, vers 5b, lees saam met my, vers 5b, laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Ek lees dit stadig met 'n rede, ten volle oortuig wees.
So Paulus sê nie besluit vir jouself wat jy wil doen. Paulus sê wees ten volle oortuig en dit vereis, broer en suster, behoorlike skrifstudie, eksegese om te ondersoek, is dit wat die skrif sê. Dit gaan nie oor wat voel ek nie. Wat sê die Bybel oor vesel? Wat sê die Bybel oor die eet van kos? Wat sê die Bybel oor dit of dat? En ek moet wat ek glo fundeer op dit wat die skrif leer. En ek wil by sê, jy kan nie die skrif verdraai om te sê wat die skrif nie sê nie. Om te probeer om jou opinie te regverdig nie. Dis ook nie toelaatbaar. Ons praat hier van goeie eksegese. Wat sê God in sy woord? Nie wat kan ek God maak sê in sy woord? Wat sê hy werklik? En ek moet ten volle oortuig wees, sê Paulus, ten volle oortuig wees dat my sinning is Bybels. En hier is die rede hoekom. Hoekom is dit belangrik dat ek moet ten volle oortuig wees my sinning is Bybels, vers 6. Want wat ook al ek doen, ek moet dit doen tot eer van die Here. En dis nie 'n cliché nie. Ek weet dis 'n cliché, ons gebruik baie keer daai woorde en ons bedoel nie wat ons daarby sê nie. Maar Paulus sê 3 keer in een vers, doen dit tot eer van die Here. En weer in vers 8 sê hy, doen dit tot eer van die Here. So dis nie 'n cliché hierdie nie. Hy sê, jy is die Here se knegt en dit beteken jy moet doen wat jy doen tot eer van die Here. En of jy dan nou die dag onderhou of nie onderhou nie, en of jy eet en of nie eet nie, wat ook al jy doen, alles moet jy doen tot eer van die Here. Selfs as wat 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, is dit nie. Hy vermaan ons om, of jy dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. So as jy eet, en of jy nie eet nie, of jy onderhou of nie onderhou nie, luister nou mooi wat ek sê, as jy eet of nie eet nie, en of jy onderhou of nie onderhou nie, as jy dit doen sonder om dit te doen vir die eer van die Here, dan sondig jy. Dan sondig jy. As jy enigiets doen, of as enigiets anders jou dryfveer is om te doen wat jy doen, eerder as die eer van die Here, dan sondig jy. As enigiets jou oorskadu terwyl jy besig is om dit te doen, behalwe die eer van die Here, is jy besig om te sondig. Wat ook al jy doen, die eer van Christus, die heerlikheid van Christus moet altyd heel voorop in jou gedagtes wees. Dis hoekom ons hopeloos is dit nie. Want soveel keer skiet ons tekort in elke dag dinge van die lewe. En so hier is die beginsel wat belangrik is, ek dink vir ons om te onthou. Dit praat eintlik spesifiek oor die eet van kos, maar ek dink dis toepaslik in enige van hierdie toepassings. 1 Timoteus 4 vers 4 tot 5 sê dat God het alles geskep. En as ons dit met dankbaarheid gebruik, is dit geheilig. En dieselfde beginsel sien ons in Matteus hoofstuk 15 vers 34 en Handelinge 27 vers 34 wat sê, soortgelyk as ek vir my kos bid, is dit geseën. Dis hoekom ons bid vir ons eet, nee, so op grond van daai 2 tekste. So hier is die ding wat ons moet vir mekaar sê, daar is nie 'n Bybelse, niemand staan Bybels onder die verpligting om sekere kos te eet en sekere kos nie te eet. Niemand staan Bybels onder enige verpligting om sekere dae te onderhou, selfs die Sondag te onderhou of nie te onderhou. Maar as jou gewete jou vermaan, as jou gewete jou vermaan op Bybelse gronde, onderhou dan die dae of eet die kos. Of moenie die kos eet nie. Of moenie die dae onderhou. Dit gaan hier oor die feit dat Christus is my Here. Dis waaroor vers 4 tot 9 gaan en dan kom vers 7 tot 8 en lê 'n baie ferm beginsel hier neer. Dis belangrik dat ons hierdie ding raak sien.
Niks is hier meer uitgesluit nie. Jy kan nie enigiets uitsluit hier en sê, wel ek hoef nie alles te doen tot eer van die Here nie. Paulus maak dit baie duidelik. Dit gaan oor die eer van Christus, want ons leef nie vir onsself nie, sê Paulus. En as ons sterf, dan sterf ons nie eers vir onsself nie. Nou wat wil jy by dit uitsluit? Jou hele lewe moet wees tot eer van die Here. Jou hele sterwe moet wees tot eer van die Here. Ons lewe vir die Here en as ons sterf, sterf ons vir die Here. Hy is ons meester in alles. En dit beteken ek en jy, broer en suster, moet as gelowiges alles doen vir sy eer. Ons het 'n verantwoordelikheid om God te eer in alles wat ons doen. Om alles te doen asof Jesus ons Here is. En dit beteken, broer en suster, dat in alles wat ek doen, moet ek my fokus wees op sy eer. Of ek kos eet of nie eet nie, sê Kolossense 3 vers 23 en 24, of ek kos eet of nie eet nie, doen dit alles vir die Here. Selfs meer, 2 Korintiërs hoofstuk 5 en vers 9 sê, my doel as gelowige is om alles God welbehaaglik te wees. Want, sê Filippense 1 vers 21, vir my as gelowige is die lewe Christus en is die sterwe wins. Ek lewe vir Christus. Christus is my alles. Ek wil hom eer in alles. En so of ek onderhou en of ek nie onderhou nie, of ek eet en of ek nie eet nie, wat ook al ek doen dit tot eer van die Here. En daarom, broer en suster, as jou broer en suster op grond van Bybelse gronde eet terwyl jy nie eet nie, of 'n dag onderhou terwyl jy dit nie onderhou nie, solank as wat hulle dit doen op goeie Bybelse eksegese en tot eer van Christus, mag jy hom nie veroordeel. Mag jy hom nie verag nie. Dan by my derde punt vanoggend. Ons moet hulle aanvaar, want God het hom aanvaar. Ons moet hom aanvaar, want Jesus is sy Here. Derde rede, aanvaar hulle, want God is die regter. Vers 10 tot vers 13. Wie gee my en jou die reg om te oordeel? God is die een wat elke mens sal oordeel. Dit beteken, broer en suster, sodat ons hier sit, broer en suster, sodat ek en jy hier sit, ek en jy sal ook deur God geoordeel word. Dis Paulus se punt in hierdie laaste 4 woorde, en so, hy sê vers 10, hoekom oordeel jy jou broer? Hoekom verag jy jou broer? Nou let op wat sê hy, hoekom verag jy jou broer? Hoekom veroordeel jy jou broer? Ja, hierdie is 'n broer, hy is swak. Dis waar. Hy is 'n broer, hy doen iets anders as wat jy doen. Dinge wat jy nie oortuig is reg nie. Maar hy is 'n broer. Hy is een vir wie Christus gesterf het. Hy is een wat God aanvaar het. Wat ek wil hê ons moet raak sien is, hierdie is nie 'n debat, 'n kliniese debat, waarin ons mense kan hanteer met veragting of oordeel. Hierdie is 'n broer in Christus. Hierdie is 'n suster in Christus. 'n medegelowige. En so om 'n broer of 'n suster te verag of te veroordeel is sonde. Maar, en hierdie is 'n groot maar, die feit dat om hulle te veroordeel en verag is sonde, beteken nie dat ek nie mense mag aanspreek wanneer hulle verkeerd interpreteer, of dat ek nie hulle mag vermaan as dit wat hulle glo in die Bybels is. Dit beteken nie, ek mag nie Bybelse lering gee nie. Ek bedoel, ek leer vanoggend hier 'n teks, ek is seker daar's iemand, miskien nie in ons gemeente nie, dalk is hier, maar iemand
in die Christelike kringe wat verskil van my siening oor hierdie teks. Maar ek gee vanoggend hier lering. In die absolute oortuiging dat dit is wat die woord van die Here leer. So ek mag lering gee, ek mag jou vermaan, ek mag jou aanspreek. Hier's die rede. Hier's die rede, hoekom ek mag aanspreek, hoekom ek mag vermaan. Hoekom ek selfs as ek die woord mag gebruik, mag oordeel en verag. Hier's die rede. Wie is die regter oor alle mense? God is. Wie se woord is hierdie? God se woord. Met ander woorde, as die Bybel daaroor duidelik is, het God reeds geoordeel, is dit nie. En al wat ek is die boodskapper wat dit oordeel. Met ander woorde, as die Bybel dit sê, het God dit gesê. En dit beteken, Bybelse debat is goed. Dit beteken om medegelowige Bybels te vermaan is goed. Dit beteken om jou standpunt Bybels te verdedig is goed. Om die Bybel te verkondig is goed. Want as jy die Bybel korrek interpreteer, is dit God wat oordeel, nie jy nie. Ek is net die boodskapper, jy is net die boodskapper as ons dit doen. As die Bybel reeds oor 'n saak duidelik is, dan het God reeds daaroor geoordeel. Dan mag jy oordeel oor wat is reg en verkeerd op grond van Bybelse gronde, nadat jy sorgvuldige eksegese gedoen het uit die skrif. Hoekom is dit belangrik dat ek dit bysê? Die rede hoekom dit belangrik is dat ek dit moet bysê is want Jesus waarsku ons teen valse lering. En valse lering wat in die kerk begin. Matteus hoofstuk 7 in vers 15. Paulus waarsku ons in Galasiërs hoofstuk 1 vers 8 tot 9 dat daar sommige is wat onder julle ingekom het en 'n ander evangelie glo. In Kolossense 2 vers 18 sê daar's mense wat selfs engele aanbid, dinge waaroor die Bybel uitgesproke is. En ons moet hierdie dinge uitroei, want hierdie dinge is valse leringe, selfs al gebeur dit in die kerk, selfs al is dit hulle wat voorheen self voorgegee het as gelowiges. Hoekom? Want God het reeds in hierdie sake geoordeel. Hy het bepaal wat reg en verkeerd is, en daarom mag ons. Solank as wat ons dit weer eens doen, nie op gebaseer op my opinie of jou opinie nie, maar op wat sê die skrif werklik oor hierdie saak. Maar wanneer dit kom by nie fundamentele sake, soos wat ons nou hier in ons teks van gepraat het, as die persoon op goeie Bybelse gronde hulle saak stel, laat hy dan nie eet nie. Laat hy dan sy dae onderhou. Solank as wat hy dit in sy gewete volledig oortuig is deur die skrif. En hy doen dit tot eer van Christus. Maar die waarskuwing is, en dis belangrik, hierdie dat ek dit moet bysê, die waarskuwing is dat hierdie in Rome was nog nie 'n fundamentele saak nie. Maar ek het begin deur om te sê, en Galasië en Kolosse het dit ontwikkel in dit. So nie fundamentele sake kan uiteindelik fundamentele sake word. Hoekom? Hier is een van die maniere waarop dit gebeur. Ek dring aan dat my manier is reg en almal anders is verkeerd. Ander een, ek is so oorweldig deur my siening oor dit, dat Christus is nie meer sentraal in my denke. Ek is so oortuig hiervan, dis alwaarvoor ek leef en weet. Derde rede is, want dit gaan oor my. Ek wil uitstaan, ek wil gesien word vir wat ek doen. Weer eens, die fokus is weg van Christus af. Nee. Dis maar net 'n paar, daar's talle ander redes hoekom dit kan ontwikkel vanuit 'n nie fundamentele saak tot 'n fundamentele saak waarin iemand se geloof bevraagteken behoort te word.
So belangrik, Paulus verbied nie dat ons kritiek lewer teenoor ander Christene nie. Paulus verbied nie gesonde debat nie. Wat hy wel verbied is dat wanneer dit werklik 'n ware gelowige is, as dit nie 'n fundamentele geloofsaak is nie, moenie verag of oordeel nie. Ons mag verskil oor nie fundamentele sake. En dit skep geleentheid vir gesonde debat, wat ek ten gunste van is. Maar gesonde vir debat moet wees dat ek self bereid is om te sê, okay, miskien is ek verkeerd. Of om kritiek te aanvaar wanneer dit wat ek sê nie ooreenstem met dit wat ek sê ek glo nie. Maar tensy dit wat iemand glo of doen duidelik deur die Bybel verbied word, tensy dit wat iemand doen of glo iets, of weier om iets te doen of te glo wat die Bybel verplig dat ons moet, is die oproep van Paulus dat ons nie die medegelowiges sal verag of oordeel nie. Hoekom nie? Want God neem hom aan. Want Jesus is sy Here. Want, en ek voeg nou 'n middelpunt in, hy is 'n broer in die Here. Want dis God wat moet oordeel, nie ek nie. Jesus waarsku ons in Matteus hoofstuk 7 vers 1 doen hy nie, hy sê moenie oordeel nie, want julle sal geoordeel word. Sodat julle nie geoordeel word nie. En daarom, broer en suster, vermaan ek jou dat as jy oordeel, sal jy oordeel op Bybelse gronde en niks anders nie. Wees net duidelik oor dit wat die Bybel oorduidelik is. En selfs dan vermaan jou broer of suster nog steeds in liefde, sonder veragting, sonder oordeel. Paulus kom hier in vers 11 en hy verwys, hy haal vir Jesaja aan daar, Jesaja 45 vers 23, en dis die teks wat gaan ook in Matteus aangehaal, voor God sal elke knie buig en elke tong bely. Maar daai beteken dat ek en jy gaan ook voor God bely. Dat ek en jy gaan ook ons knie moet buig voor God. Uiteindelik gaan elkeen van ons staan voor die finale oordeel van God, waarin hy sal bepaal volgens wat reg is. Prediker hoofstuk 12 en vers 14 sê dat op daardie dag sal elke daad geopenbaar word. Dit wat in die geheim gedoen is, dit wat in die publiek gedoen is, alles wat goed is, alles wat sleg is, alles sal openbaar gemaak word op daardie dag. Mag die Here vir my en vir jou help. Mag die Here vir ons help om nie te oordeel waar hy aangeneem het, of aan te neem waar hy geoordeel het. Of 'n dienaar van Christus, een wat hy staande hou, te verag of te oordeel. Mag die Here ons help om, soos wat ons geleer het nou in Romeine 12 en Romeine 13, dat ons teenoor ons medemens en veral die medegelowiges sal optree in liefde. En dat ons die oordeel aan God sal oorlaat. Die oordeel aan God sal oorlaat wat oordeel volgens sy woord en finaal sal oordeel op daardie laaste dag. Amen. Kom ons bid. Here, hierdie dinge is verskriklik moeilik, dis definitief nie maklik nie. En in sekere sin, Here, dryf dit in teen ons eie sondige natuur, ons eie sondige wil. Want ons wil aanspraak maak dat ons reg is. Ons wil altyd ons punt bewys. Maar Here, terwyl dit belangrik is dat ons sal opstaan vir dit wat reg is, en ek dink
Dit is baie duidelik selfs uit Paulus se argument hier, dat ons moet opstaan vir dit wat reg is. Bid ek, Here, dat U vir ons sal help, dat wanneer dit by die medegelowiges sal wees, dat ons dit sal doen in liefde. En wanneer dit kom by valse lering, Here, dat ons dit sal doen met aanval en met erns, sodat ons onsself sal bewaar en die kerk sal suiwer hou. Maar ek bid, Here, dat U vir ons sal help, dat die liefde van Christus sal seëvier in die wete dat wanneer dit met 'n broer te doen het, dat ons hoop en sy hoop is dieselfde. My hoop is nie in my sienings oor die eskatologie nie. My hoop is nie in my siening oor die doop nie. My hoop is nie in die siening oor die gereformeerde leer nie. My hoop is in Jesus Christus en hom alleen. En net so, Here, is sy hoop as hy 'n ware gelowige is in Christus alleen. En daarom pleit ek, Here, dat U my sal help, dat ek nie 'n broer vir wie Christus gesterf het, sal verag of oordeel nie. Maar dat ek in liefde vir hom sal onderskraag en sal help en sal aanvaar. Terwyl ek gewillig is om hom te vermaan ook in liefde. En self vermaan te word. Ek bid, Here, help ons hierin. In Jesus naam bid ek dit. Amen.